Julle eendag, nogals lang gelede, in die oerwoud, hoor Stompie en Stertjie, hoe die groot papadiere praat van die eystervoël in die boom. Hulle het nog nooit hierdie storie gehoor nie. Dit was toe almal daar om die goggapot staan en goggas eet, en die papas lekker gesels, sê ene, ja nee, kyk, ek het een keer gegaan en daai voël geboks, op sy pens, boem, en toe hardloop ek weg. Ek kon hoor hy's honger, want dit klink nie of daar iets al binne is nie. Ander papa sê, ag, dit is niks. Ek was daar. Toe kruip ek nader van tak tot tak en ek spring en ek klouter in die boom op en ek kom reg van voor. Ek kyk hom in sy oë en ek slat sy snorbaard. Wow, sê die papas, nee, shucks. Ek kon nog net van agteraf bekruip daar met hom op die handhou opklim en hom slat op sy stert. En gehardloop, maar hy's altyd koud. Jo, en Stompie en Stertjie wonder verskriklik. Wat 'n voël is dit hierdie? Wat is dit? Daai aand, op pad huis toe, terwyl hulle daar van boom tot boom swaai, tak tot tak, vra Stompie en Stertjie, papa, jy het gepraat van die eystervoël. Wat is dit? En dadelik sê die papa, nee, daar was nie, ja, daar's 'n eystervoël, maar julle moet nou nie daarvan weet nie, want daai ding is gevaarlik, hy sit net daar bo, in die bosse langs die berg, sit hy, en hy kyk af oor hierdie vallei. Ons is nie seker wat doen hy daar nie. Hy wil nie praat nie, hy wil nie vlieg nie, wil nie geluide maak nie. Maar hy sit net daar en kyk vir ons. Altyd. En dit is 'n vreemde voël. So wat ons nie weet wat hy doen nie. Hy moet net kom moeilikheid soek. Hy dink net moeilike planne uit. Stompie Stertjie soos, wat? Sy pappa sê, ja, ons het hom al geslaan met stokke, maar sy vel is hard. Hy maak net geraas. Ons kyk in sy oë, maar ons sien niks daar binne nie. Dan dink ons, 'n leeuvoël. Dit kan net vreemd wees. En toe los ons hom uit van toe af. Ons het so 'n paar keer streke gemaak en iemand het hom gaan probeer klap en dan sy snorbaard trek of so ietsiekie, maar toe bly ons maar weg, want ons weet nie wat hy doen nie. So hy's net vreemd. Ja, ons hierdie Stompie en Stertjie. Daai hele aand lê hulle wakker in hulle bed. Hulle slaap nie, want hulle wonder, wat is hierdie vreemde eystervoël waarvan hulle pappa praat? Julle? Daai volgende oggend. Pappa opkom, is hulle piknikmandjies gepak, en hulle is daar in die bos op na die berg toe. Hulle gaan kyk. Waar is hierdie groot vreemde eystervoël? Eyster, hoekom eyster? Hy's hard en koud. Hy's soos daai klippe daar in die berg, wat daar in die grotte wegkruip. Hulle soek die hele dag, en daai namiddag sien hulle, daar sy. Hy kyk vir ons. Hoe lank hou hy ons al dop? Hy's daar in die bome. Heel bo in die bome. Tak het net so gebuig. Beweeg hy so 'n bietjie in die wind. As die wind waar in die boom beweeg, dan beweeg hy soos, hy wil spring. Hulle is daar weg. Die volgende oggend kry hulle vir Stertjie. Stertjie wil weet, hey julle tweeetjies, waar was julle gister? Ek het julle die hele dag gesoek. Kon julle nie kry nie? Hulle soos, Stertjie, ons het 'n eystervoël gesien. 'n Verskriklike groot ding wat daar bo in die boomtoppe sit, een en weer wie gaan vir ons kyk. Sy soos, wat? Ja, die papas, hulle weet nie wat dit is nie, almal bly weg. En hulle teken vir haar prentjie. En sy soos, wat? Nee man, hierdie ding lyk nie soos 'n voël nie. Ek wil sien, ek is slim. Ek sal vir julle sê wat dit is. Hulle gevat vir Stertjie. Na skool sluip hulle siekies weg. Oor die rivier, tussen die bome, verby die doringtakke. Stadig bekruip hulle hierdie keer die voël van die kant af, en hulle kyk, die voël soek ons, want hy kyk af in die vallei, kyk nie vir ons nie, en Stertjie kyk. Sê ons pappa sê hierdie ding is al baie lankie. Ja, sê Stompie en Stertjie. Hulle sê hulle het hom kom klap, pluk op sy snorbaard, in sy oë gekyk, en ons niks al binne nie, dis 'n vreemde voël daai. Hulle gaan nader, en nader en Stertjie voel, en sy klop, en hy klink leeg. En Stertjie dink, ja, ek dink hier is net die geraamte wat oor is. Hier's niks hier binne nie, kyk. En hulle kyk, hulle luister, daar's nie hartklop teen hom nie.
En sy klouter en sy sien, hier's 'n plekkie oop. Dit is seker waar 'n tak hom gesny of gebreek of geiets het, want hier kan jy in sy maag inklim, julle. Hulle klim in daai dop in, 'n massiewe ding met vlerke. Hulle sal dalk dink dis 'n snorbaard wat voor is, en sy stert en sy pote is sokom sulke ronde, sagte goeters. Hy kan nie met dit kloue, dit is nie kloue nie. Wat gaan nie aan? Binnekant sien hulle stokkies en knoppies en hulle druk daai ding se maag begin grom. Sy maag grom, hy's honger, hy's nog nie binne. Sturkie soos, wag 'n bietjie. Sy het al gelees van so iets in 'n boek gesien. Hierdie moet 'n vliegvoël wees. Vliegvoël, sê Stompie en Stertjie. Julle, maar daai ding se propeller het begin spin. En hy begin vorentoe gaan, maar die takke hou vas in sy wiele, hy hak vas. En hy gaan en Stompie en Stertjie soos, Sturkie, ons moet go. Stertjie soos, wag 'n bietjie. Hierdie ding is eintlik cool. Hierdie is soos 'n groot speelding. Kyk hier, en sy vat 'n stok daarvoor en sy trek hom terug. Julle, toe sy hom terugtrek, lig hy. En hy trek van die takke al weg. Skiet daai ding in die lug in. Stompie en Stertjie skree. Hy vlieg weg met ons. Hulle is daar voor teen die vensters, hulle koekeloer uit en hulle sien net, vlieg oor die vallei. En daaronder sien hulle die pappas. Die pappas, hulle pappas spring met die bome. Julle, die kom hy val ons aan vandag, hy kom! Julle, die bosolifante hardloop, jy sien die takke breek en trek. Daar gaan tot 'n luiper, daar gaan 'n tier, hier is die klomp apies, gorillas, alles gaan absoluut mal, want hierdie verskriklike groot vliegvoël val al aan, hierdie eystervoël, hulle weet nie, maar hier kom hy. Sturkie is rustig, julle, sy sit kalm, sy kyk, links, regs, met daai vlerke, alles werk nog aan daai vliegtuig, hy het so mooi gehang in die bome. En Stompie en Stertjie, hulle krou daar agter rond, hulle kry 'n sak. En raai wat? Hulle kyk nie waar hulle loop nie. Daar val hulle uit met die sak by die vliegtuig. Gaan hulle, Sturkie soos, julle twee moet stil sit daar. Julle is nie daar agter nie, was julle twee? Sy kyk uit by daai deur. Nou bestuur sy nie meer die vliegtuig nie. En sy sien daar gaan die twee. Hulle het daarom 'n valskerm by hulle, maar daai twee apies weet nie wat gaan aan nie. Hulle pluk verwoed aan daai toue. Die laaste plukkie is 'n toutjie. Gaan daai sak oop. Julle, hier bokant hulle is 'n sak en hulle soos valskerm. Ons gaan okay wees. Hulle hang, hulle klouter vir al wat hulle werd is aan daai valskerm en die wind kom. O, gats julle. Daar kom 'n storm. Weerligte slat. Wolke bou in die lug in en daai wind suig vir Stompie en Stertjie. Binne die wolke en daar gaan hulle. Die pappa soos, een van die babetjies vlieg weg met ons kinders. Strukkie. Julle, sy wou net gespring het. Het sy al uit die vliegtuig uitgespring. Maar nie voor sy spring, toe sien sy daar, sy gaan die wolklop. Sy draai met daai vliegtuig. En sy vlieg reguit op hulle af en die pappa skree, die groot een gaan hulle vang, hy jaag die klein, Hulle weet nie wat gaan aan nie. Olifant kyk en sê, maar ek het al 'n warm lugballon gesien en daai lyk soos 'n lugballon. Ek dink nie daai se voël in sy babetjie nie. En die pappa sê, o ja, ek dink ook nie so nie, ek het dit geweet. Hulle is in 'n vliegtuig. 'n Vliegtuig het 'n propeller en 'n propeller kap. Die vliegtuig gaan hom opeet met sy propeller. Julle, Sturkie maak draai om hulle. Maar raai wat? In hierdie draai in die wind, hak daai vliegtuig se vlerk, daai valskerm, aan die toue, en daar vlieg sy. En die toue hak hierdie vliegtuig skeef, en die vliegtuig begin die ronde, en die ronde hoor op en op en op gaan. Sturkie se laaste oomblikke, kry sy nog 'n valskerm agter. Sy maak hom maar vas, sy spring uit, en toe sy spring by die vliegtuig uit, wat so in die ronde spin op en op, in hierdie, lyk soos 'n tornado in hierdie wolke, en hoor, skree sy vir Stompie en Stertjie. Spring agter my aan! Hulle soos, wat, ek kan nie hoor nie. Toe hulle laantjies optel om te hoor wat sy sê, soos hulle soos, oepsie, daar val hulle, maar daarom val hulle reguit agter haar aan, julle.
Hulle klouter 'n navalskerm vas, net so bo in die top van die bome, toe hulle by die koppie van die berg kom, trek sy die touwtjies in die valskerm, maak 'n draai om hierdie koppie, julle maar daai wind pluk. En daai wind wil hierdie valskerm ook in die lug optrek. O, gatsie patatsie, maar net toe hulle draai vang en toe hulle begin opgaan, kom daar 'n slurp tussen die bome deur. En hy gryp hy aapie aan haar poot en hy trek af. Julle sê dat los daai valskerm. Gaan die valskerm en hulle land op oom olifant. Hulle sê, "Oom olifant, ons is bly, ons gered. Daai storm wil ons ook insluk." En toe hulle opkyk, sien hulle die laaste stukkie. Hoe sluk daai wolk daai vliegtyg in met die een valskerm en die ander valskerm agterna. Weg is dit in daai wolk. Julle in die volgende oomblik slaat daar weerligte. Daarbo. En 'n weerlig slaat die vliegtyg raak en die vliegtyg ontplof in die mooiste vuurwerke. Dis net stukke wat trek, yster, die hele plek vol. En al die diertjies is daar beklei die twee en ek dink die storm het gewen. Die uistervoël is nou dood. Julle, en met dit begin dit reën. En almal sê, "Dit is die spoeg van die wolk, pas op!" Maar daarom weet hulle dis die reën. En hulle maak grappies maar met mekaar. Maar almal wonder nog, is daar die uistervoël regtig dood? Gaan hy nou uit die wolk uit vir hulle koekeloer? Gaan hy vir hulle kyk? En terwyl hulle so kyk, val daar 'n stuk van daai vliegtyg. Die hele lyf van die vliegtyg sonder sy vlerke kom reguit op hulle af. Soos 'n muskiet. Julle, hy tref daai bome. Daar in 'n boom in. Lang Stompie en Stertjie se boomhuis. Daar sit hy in die boom. Pappa skrik, mamma rol uit die pad uit. Olifant staan op sy agterpote en wil net karate chop. Chapacha! Maar Strikkie kom vinnig nader en sê, "Kyk ons cool boomhuis." Net voor die diere hom kan aanval, klim hulle in, en daar die 3 apies, 'n boomhuis. Die coolste boomhuis van al die diere. Ons sal volgende keer hoor wat maak hulle daar binne, nee.